Hartlike goeiemiddag en welkom hier op Sportofstroom, hier op Stroomstories, episode 4. Ons kuier vandag bietjie saam met Rian Venter, wat Rian Venter Tennis Academy run of besig is mee, of eienaar is en al daai dinge. Rian, baie welkom op die program. Baie dankie. Baie dankie dat jy tyd afgeknyp het. Jy het net gesê kom van die baan af en baie dankie vir die geleentheid om bietjie met jou te gesels oor tennis, nasionaal, internasionaal en so ons gaan lekker gesels die volgende paar minute. Weer eens baie welkom. En dit is lekker om hier te wees. Kom ons val sommer so weg. Vertel ons bietjie Rian Venter Tennis Academy. Wanneer het dit begin en hoe dit begin en waar het dit begin? Ja, dit is eintlik so seker alle goeie dinge, kan nou maar sê, weet net toevallig. Jy weet ek was 'n goeie junior speler. Maar later in my hoërskoolloopbaan het die rugby maar bietjie meer aandag begin kry as die tennis en ek het gaan studeer weet op tikkies in my honeurs SDR. Ek het gedoktoreerde rekenmeester gestudeer. Weet op Val Campus weet my SDR gaan doen. En toevallig daar eendag loop ek my ou afrigter raak. En hy is toe besig om vir Christopher Hager, wat toe later top 10 dubbelspeler in die wêreld geword, af te rig. En hy vra my, wil ek nie weet bietjie kom help en bietjie kom wat saam mee. En ek het so 'n bietjie tyd in die middag gehad en nooit eers daaraan gedink om 'n tennisafrigter te word nie. Okay. En van die eerste oomblik af wat ek dit begin doen het ek dit net ongelooflik geniet en dit was asof aan die einde van daai jaar wat ek toe moet ek gaan artikel, sê ek my pa, ek gaan nie artikel nie, ek gaan tennis afrig. Toe sê hy, jy sal gaan artikel. Jy was pa bietjie kwaad geweest. Ja, hy was kwaad. So ek het my artikels gaan doen, maar in my artikels het ek nou maar die tennis vroeg in die oggende, in die aande, en Saterdag en ewe na kerk op Sondag weet begin en dit het nogal redelik, weet my spelers het begin goed doen en so aan en dit het net begin groei en al hoe meer mense weet het nou maar probeer begin tennislesse soek by my en so aan en na my artikeljaar toe het my pa uiteindelik gesê ek kan sien dis wat jy wil doen en dat jy 'n passie hiervoor het, maar hy het ook vir een ding gesê en ek het tot vandag toe staan in my by as dinge nie goed gaan of weet mense sukkel en dink moet jy nie maar iets anders en sê jy het hierdie besluit gemaak, jy bly by dit, jy verander dit nie. So dit my nogal baie in die lewe want dit is 'n moeilike professie in Suid-Afrika. Weet veral as jy drome het om van die wêreld se beste spelers te ontwikkel, veral van waar ons geleë is en weet en die kostes daaraan verbonde. Weet dan raak ou partykeer so 'n bietjie moedeloos, jy kry nie regtig ondersteuning van die land af nie en so en maar weet ons is besig om die geveg te wen. So dit is maar dit bloot toevallig begin en dit het net in hierdie absolute waar ek elke oggend nog opstaan in die laaste 30 jaar. 30 jaar. Elke dag is vir my 'n uitdaging. Elke dag is vir my 'n nuwe so ek het definitief die regte professie gekies. So jy sê dis nou 30 jaar. Ja. Hoeveel okay, kom ons begin so. Waar is julle gebaseer? Ons is by die Noordwes Universiteit se gronde op NWU van die twee sportgronde is ons gebaseer. Ek is al ek dink 25 jaar lank die universiteit se afrigter. Maar snaaks genoeg die akademie het eintlik in Vanderbijlpark begin. Dis waar ek groot geword het. En weet daar het ek al klaar die drome gehad van 'n internasionale tennisakademie, so ek het op 'n stadium die ou yskorbane daar gekoop en daar 'n akademie begin met kinders wat inbly en so aan. Maar ek het altyd deurgekom op 'n maandag en 'n woensdag om universiteit af te rig en 'n filiaal hier met afrigters begin. Ja. En soos wat die akademie die hoë prestasie akademie in Vanderbijlpark gegroei het, ek al hoe meer agtergekom maar waar dit geleë is, gaan dit nie werk. Ja. En weet, daai tyd het dan net kombring so wortels uitgegooi, wil jy dit nie skuif nie, en die leembota en almal, en tot op die einde van die dag het ek besluit, so 15 jaar terug, weet, om die hele akademie, weet, Potchefstroom toe te skuif, en weet, as gevolg van die fasiliteite. Ja.
En logistieke redes en so. Logistieke redes, ek weet spelers wat weet in 'n studenteomgewing, so jou tennisspelers wat van reg oor die wêreld afkom, of oor die land afkom, weet hy wil kan loop en 'n kan pizza gaan koop. Jy weet, of hy wil 'n gym toe kan loop, of hy wil net deel van 'n omgewing wees. Hoe kan ek sê, en die omgewing is absoluut geleen na 'n suksesvolle internasionale tennisakademie toe. So dit is toe ons maar die besluit gemaak het. Universiteit het gelukkig oor die jare, weet, hoe kan ek sê, weet saam my drome, ons het 'n ongelooflike fasiliteit in hierdie 15 jaar ontwikkel. Waar ons 4 rooi Italiaanse kleibane, dis die enigste rooi Italiaanse kleibane in Suid-Afrika. Jo, okay. En ook is eintlik net in Noord-Afrika wat daar rooi kleibane is, met ander woorde jou Egipte, jou Marokko, Tunesië. So verder van daar bestaan daar nie rooi kleibane in Suid-Afrika. En so ons het dit, ons harde bane is nou net klaar oorgedoen. Weer op dieselfde oppervlakte is dieselfde wat hulle gebruik by Indian Wells in Amerika en die Australiese Ope. So ons het so pas so 2 weke terug weer dit ingewy. En dan het ons natuurlik 2 grasbane ook. Okay. Lekker Wimbledon. Ja, weet so ek weet daar is nie regtig so fasiliteit, daar's definitief nie so fasiliteit in Afrika nie en ook een van min in die wêreld. Hoe kan ons sê dit gekombineer met met Noordwes Universiteit se hoëprestasie gimnasiumfasiliteite en alles wat daarmee saamgaan, weet sit ons regtig met 'n ongelooflike fasiliteit om ons spelers te ontwikkel. Jesus, maar ek dink min mense weet werklik wat se fasiliteite daar is en dit is goed dat mens net bietjie kan gesels oor dit en sommer net vir die mense te sê, bring jou kind, kom, jol tennis, al daai dinge. Ja, tennis is 'n ongelooflike ontwikkelende sport, weet. Ek het baie jare terug het ek 'n franchise gehad wat se naam Play Tennis South Africa was. En my grootste verkoop, en dit is basies vir jong spelertjies van die ouderdom van 3 tot 8 jaar gewees. En my grootste verkoop was, kyk ons land se top balspelers. Herschel Gibb was 'n tennisspeler. Ja. AB de Villiers was 'n tennisspeler. Jacques Kallis was 'n tennisspeler. Jou top losskakels, jy verstaan, weet, Naas Botha was 'n tennisspeler. Almal van hulle, weet die agtergrond wat tennis jou gee en wat hy vir jou gee om later in enige sport, hoe kan ek sê, weet, is eintlik ongelooflik want hy ontwikkel weet jou balvaardighede, jou koördinasie, weet, daar is geen ander sport wat dit doen nie. En baie min jou balans, weet, baie min mense besef eintlik weet wat tennis doen. En dis hoekom daai ouens wat so tennis gespeel het, sulke goeie cricketers geword het, of weet rugby spelers, weet af al jou losskakels. Ek het self losskakel gespeel. Jy weet so en so dit definitiewe weet is 'n ongelooflike sport vir 'n jong kind om te doen om al daai vaardighede te ontwikkel. Maak nie saak, weet, ons verwag glad nie dat 'n ou van 5 of 6 jaar moet kies dat hy nou net tennis speel nie. Ons verkies dit dat hy alle sporte doen en so aan, maar tennis speel definitief 'n verskriklike belangrike rol want dit is beweeg en 'n bal slaan, nie net vang nie en daai tipe van goed, jy weet, so weet vir jong spelers nie. Ja, so ek weet, soos ek sê, ek het die franchise begin en weet daarmee ontwikkel. Vandag het ek dit so 'n bietjie al verander by die akademie, want ek agtergekom in vandag se besige lewe. Weet, die ouers kry nie meer kyk nie, weet, so in die verlede het die kind gekom vir 'n halfuur les, ek self het net 'n halfuur of 'n uur les 'n week gehad, maar ons het tyd gehad, ons ouers het tyd gehad om met jou te gaan speel, vandag se besige lewe het die ouens dit nie meer nie. So ek amper van my jongste spelertjies af wat ons inbring in die akademie, het ons 'n spesifieke stelsel wat ons gebruik om hulle vinniger vorentoe te vat om die spel te, want dit is maar 'n moeilike spel om te leer, om hulle vinniger vorentoe te vat, jy weet, so, want ek het net gevoel, weet, kom vir 'n halfuur, jy kom na Rian van die tennisakademie toe, jy ontwikkel nie en die ou loop al buite en sê maar Rian kon nie my kind tennis leer nie. En dit is 'n ding wat ek voel baie gebeur daar buite. En so ons het 'n ding waar 'n ou, hy moet 'n bietjie van 'n privaat lesie of 'n halwe privaat lesie vat en hy moet speel teen sy maatjies en so aan. So ons is nie net dat jy net 1 keer 'n week of so iets kom en jy moet 2 of 3 keer kom
om deel te wees van ons noem dit die Future Stars van die Rian Venter Tennis Akademie. Okay. Ja. Sê gou vir my, hoe oud mag 'n kind wees om aan te sluit by die akademie? Kyk, dit hang alles af maar van sy balvaardighede, maar ons begin hulle vat van so 4 jaar af. 4 jaar, ja. So ons begin hulle vat van so 4 jaar af, maar vir my is daar, as ouers of by die huis en goed net gereeld met 'n kind 'n tennisbal gooi en vang en daai tipe van goed, kan hy is 'n goeie ouderdom seker 6 om te begin of so, jy verstaan wat ek vir jou sê, maar as ouers nie die geleentheid kry om balvaardighede met hulle dan vat ons van 4 af en ou begin dit leer, ons gebruik tennis as 'n sport om al daai balvaardighede en goed te leer, jy verstaan wat ek bedoel, net so. En dan kom die ouetjie nou as hy 4 jaar is en hy sou daar die eerste keer, wat kan hy verwag op kom ons sê sy eerste oefening? Ja. Jy sou net so vir ons 'n bietjie kan opsom. Nee, ek dink dit gaan eerste ding 'n kind leer maar as hy dit geniet. Jy weet, so dis baie gefokus op 'n bietjie speletjies en bietjie dit terwyl die skills aangeleer word. So met ander woorde, as ons 'n 4-jarige kind vat, sal ons die raket op die grond neersit en hy moet hom so optel want dis die regte greep. Dan weet ons en sê dis hoe hy greep. En dan begin ons laat hy die bal met sy palm rondstoot want dis altyd die palm wat moet vorentoe wys wanneer ou speel. Presies, jy verstaan wat ek bedoel. So ons begin met allerlei sulke vaardighede vir daai spelertjie om dan hoe kan ons sê en mag al binne die eerste maand begin al eerste balle oor die net slaan. Jo, Kleiner net, laer net, daai tipe van goed, jy weet so. En so binne 'n jaar, ek is verskriklik trots op ons Future Star programmetjie en hoe daai spelers in die laaste jaar gevorder het, wat daai spelers nie 'n bal kon slaan nie en basies 'n volle wedstryd kan speel binne 'n jaar. Yes, well en done. Dit word dit gebeur gewoonlik. Dit is en dit wys net hoe ek het gesê as dit nie so gaan doen met hierdie program nie, dan moet ons dit eerder los. Ja. Ek het sê ons verander hierdie program van 'n massa afrigting toe na 'n meer, hoe kan ons sê, gekonsentreerde luister. Ek moet my geld mors, my kind kan tennis speel binne volgende jaar of 2. Jy verstaan. Ja, okay. Hoeveel spelers is jou akademie groot? Ek het glad eintlik nie idee nie. Die akademie word verdeel in verskillende fases. Ons het natuurlik ons hoe kan ons sê ons Future Star program waar dit is waar al ons jong spelertjies van die ouderdom van 4, 5 deurgaan tot omtrent met die ouderdom van 10, 11 jaar. Wanneer ons hulle begin blootstel aan toernooie en nasionale toernooie op die ouderdom van 10 of 11. Selfs vroeër. En dan het ons natuurlik jou gewone skool, jou skoolspelers wat wat inkom vir 'n 1 of 2 oefensessies 'n week en 'n afrigtingssessie 'n week. En dan het ons natuurlik waarvan ons eintlik nou maar landwyd bekend en wêreldwyd bekend is ons high performance akademie. Nou dit is waar ons spelers hulle speel voltyds. Met ander woorde, hulle is almal niemand van hulle is in die skool nie. Hulle het hulle volg 'n tuisonderrigprogram. Dis hulle werk. Dis hulle werk. Ja. Hulle is van die ouderdom, ons vat meisies gewoonlik van die ouderdom van 12 jaar af en seentjies van die ouderdom van 13 jaar. En dan gaan hulle tot met professioneel, bly hulle by ons. Hulle program is 'n 6 ure 'n dag program, waarby hulle waar ons aan alle fasette van hoe kan ek sê van die spel, van die fisiese kant, die mental kant, al daai tipe van aandag gegee word op 'n daaglikse basis aan hierdie spelers. Hulle bly ook, hulle bly ons het 'n boarding huis, waar hulle bly met 'n huismoeder. Ons kan so 22 van hulle daar huisves. In ons boarding huis. Ek het ook 3 onderwysers wat werk en wat dan die homeschooling program, kan ek sê, want skool bly nog steeds, ek het self my grade en goed agter my, skool bly nog steeds die balans van alles. As skool nie daar is nie, so baie keer kom baie van die oorseese ouens en goed, kom hulle aan en hulle het al skool 'n jaar terug gelos en sê
luister, ek stel nie belang nie, Ja. kry 'n skoolprogram, want anders die balans nie reg nie en jy gaan nie kan vorder nie. So daai is so 6 ure 'n dag, 4 ure 'n dag weet tennis waarvan weet jy jou skill sessie en jou tegniek sessies in die oggende plaasvind, jou bewegingspatrone in die oggende plaasvind weet op die tennisbaan en die middag is dan taktiese en spelvaardighede weet hoe om te speel en wat se besluite en goed te maak, gekombineer dan met 'n fisiese program wat hulle dan die High Performance Institute se gymfasiliteite gebruik. Ons het ook 'n voltydse sportwetenskaplike wat dan met hulle werk, want ek voel dis ook 'n spesialis vlak wat ek self nie wat jare al sport doen en wat weet nie genoeg van weet om hulle verder kry. So hierdie ou is 'n absolute tennis spesialis en alles hoe kan ons sê weet word dan weet daarso weet daar. So ons as hy inkom doen ons alles. Ons weet alles met hulle. Weet die hele oefeningprogram. Ons reis reg oor die wêreld met hulle, reg oor Suid-Afrika met hulle na verskillende toernooie toe. Soos ek self sê, ek nou net uit Egipte uitgekom met Janie van Sail. Weet van ons ander afrigters was met internasionale toernooi in Bloemfontein besig. So dis maar op 'n weeklikse basis, 'n groep hierdie kant toe, groep daai kant toe, reg oor die wêreld. Dis maar die een slegte ding van tennis is baie reis. Baie mense sal sê dis lekker. Dis lekker. Maar glo my, dit is nie so lekker as jy elke dag tennisbaan hotel en jy kan eintlik niks sien. My volgende vraagie is ons het nou so 'n bietjie van die lig af gepraat oor die internasionale toernooi wat jy nou aanbied oor 2 weke het jy gesê. Ja, vertel ons gou 'n bietjie daar, 'n bietjie inligting oor dit. Jong, die junior ek praat nou seker te veel Engels vandag. Nee, ek kan Engels praat. Die junior circuit werk maar amper soos die professionele circuit weet oor die wêreld. So reg oor die wêreld het jy internasionale junior toernooie wat deur die internasionale tennisfederasie hoe kan ons sê beheer word, ja. So ons doen byvoorbeeld aansoek vir 2 toernooie 'n jaar. Daar was nou 2 in Bloemfontein, daar was 2 in Durban. En weer dan is al oor in Suid-Afrika dink ek het ons so iets soos 12 internasionale junior toernooi wat eintlik 'n baie goeie reeks is. En wat ons juniors baie help. Nou, en hy werk dieselfde, weet verskillende toernooie het verskillende punte, soos met Grand Slam toernooie is jou meeste punte weet weet vir professionele spelers. En dan kry jy jou ATP 1000s of WTA's 1000s wat die tweede is en dan gaan jy af tot met ander woorde 250 of so iets. Hierdie toernooi is presies dieselfde, hierdie junior toernooie waar jy begin met 'n J50, 'n J60, 'n J100, 'n J300, 'n J500 en dan jou Grand Slams. Okay, so die wat ons hier aanbied is 2 J100s wat so in die middel, hoe kan ons sê weet van hulle is. Ons het spelers van reg oor die wêreld, Europa, Amerika, Suid-Amerika, Ooste, verskriklike ja, weet internasionale spelers. Hierdie toernooi is ook die langste 2 toernooie. Ek het hulle eintlik van der Wouwpark af hiernatoe gebring. Dis die langste 2 junior toernooie, internasionale junior toernooie in Suid-Afrika. In Suid-Afrika. Ja, so ek bied hulle nou al, ek nou uitgewerk 19 jaar al. 19 jaar. Ja, so het hulle van Byla hiernatoe gebring en so aan. So ja, verlede jaar het een van ons spelers, Janie van Sail, op die ouderdom van 14 dit gewen, onder 18 toernooi. Weet, en ons het al so 'n paar wenners, maar daar's verskriklik baie spelers wat hier gespeel het in hierdie toernooie hier in Potchefstroom. Hoe kan ons sê, weet wat op die einde van die dag weet professionele spelers geword en topspin spelers in die wêreld. Maria Sakkari was vir 4 jaar in 'n ry hier. Sy was nommer 3 of 4, 2 in die wêreld, 3 in die wêreld geword. Andrei Rublev was hier, nommer 4 in die wêreld geword. So die manne, hulle het almal hierso gespeel, ja. So dis daai toernooie, so dis 'n goeie geleentheid weet vir die publiek om regtig waar weet iets spesiaals te sien weet van jou beste juniors in die wêreld te kom kyk, jy weet en dit daar's 2 toernooie in 'n ry, dit begin Saterdag en Sondag is die kwalifiserende rondes en dan van die Maandag en die Vrydag is dan die finale. Dit begin so 9:00 die oggende. En die mense is welkom om te kom kyk. Hulle is welkom om te kom kyk, ja. Hulle kan kom kyk en
vir al hulle jong kinders, want dis waar die, Ja. hoe kan ons sê, weet waar die liefde en wat sê mamma, ek wil dit ook doen, of pa, ek wil dit doen, jy weet, Nou, so dis vir ons goed. Hoeveel spelers is dan so op so 'n toernooi? Min of meer? Ja, daar's so 64 seuns en 64 dames, waarvan 32 kwalifiserende ronde speel vir slegs 4 plekke in die main draw. So daai 32 speel uit vir 4 Vir plekke. 4 plekke. 4 plekke in die main draw. En dan jou main draw is dan 28 plus 4 van die ouens wat gekwalify. So is so 60 spelers, weet, so 120 spelers wat kom. So daai ou kom nou van Amerika af. Hy kom hier en as hy verloor is hy klaar. Een wedstryd en hy's klaar. Ja. As hy verloor. Ja. So dan is dit eintlik die ouens wat deurgaan is eintlik dan nou die 2 semifinals. Ja, kyk, hy begin Ja. met 32 en dan as jy die eerste ronde verloor, eerste ronde wen is daar 16 oor. Ja. Dan is daar 8 oor wat quarterfinals is, 4 oor en dan finals, ja. Maar dit is nogal sleg soos jy net gesê het. Ou kom al die pad van Amerika af, speel een wedstryd en hy verloor. Thanks for coming. Thanks for coming. En dis wat tennis regtig nogal weet, hoe kan ons sê, regtig hard maak. Hard maak, ja. Maar ek weet ou het dit ook al so gestruktureer dat hierdie ouens uit hulle kom saam met hulle afrigters en al verloor hy, oefen hy daai week soos dat hy by sy akademie sal oefen. So kom ons sê ons gaan en ek gaan saam met Jani Engeland toe en sy verloor eerste ronde en daai selfde dag begin ons oefening nou alweer. So of as dit by die huis doen of daar doen, maak nie eintlik sin nie. Dis hoe ou dit nou half makliker maak. Sy kry, gewoonlik is sy's nie enigste een wat verloor het nie. Daar's 15 ander wat dalk eerste ronde verloor het. En hulle speel dan oefenwedstryde teen mekaar, ons oefen en so en so. So ou sien dit nie altyd net as okay, tyd mors jy het 'n hele week wat jy saam met ander spelers, hoe kan ons sê, ook bietjie kan gesels en oefen en ander afrigters ook. Ja. Kan idees uitruil en al daai. Ja, want ek dink is lekker as jy ook by so kom ons sê by in Engeland is met ander coaches gesels, met ander spelers en hulle visie en missie hoor en sommer net hoor wat hulle doen en nie doen nie en nee, definitief. Ek meen jy leer elke dag. Ek leer elke dag. Na 30 jaar leer ek elke dag. Een ou doen net iets bietjie anders, maar hoekom het ek nooit daaraan gedink nie? Ja. So ou kan net jy kan net nooit hoe kan ek sê, 'n dingie van hoorie ek weet alles nie. Ja. Want as jy daai gesindheid het, dan gaan jy nie goeie afrigter. Maak weer tennis afrigter, rugby afrigter, wie ook al wat ook al is. En ek sal sê enige professie. Ja. Vertel ons bietjie toe jy nou in Egipte was met Jani. Wat se besering het sy opgedoen of wat het gewerk of wat het gebeur? Jong, sy was al 2 weke daar. Sy was in die finaal van die Afrika beker onder 18 toernooi. Sy is nou 15 en sy was daar saam met die Suid-Afrikaanse span. So die Suid-Afrikaanse span het afrigter, so ek was nie daai weke saam met haar daar nie. Maar ek het ingevlieg vir die finaal. Sy het toe die finaal van die Afrika beker bereik, maar ek het al gehoor van die kwartfinale af hoor Jani is beseer, iets is nie lekker, iets is nie lekker nie. So ek was geskok toe ek haar sien speel. Sy kon nie beweeg nie, sy kon nie wat sy nou nie. Sy was definitief die gunsteling om te wen en ek meen sy het maklik verloor as gevolg van die besering. Wanneer ou met junior spelers werk, groei speel 'n ongelooflike belangrike rol en die professionaliteit wat moet ingaan om die liggaam soepel te hou, die liggaam sterk te maak, saamhangend met die groeipatrone. So sy's 1.8 meter lank. Sy's 15. En sy's 15. En so die groeiplaatjies maar op haar hoe kan ek sê op haar heup en goed en toe nie en van te veel speel en dit was op klei. So klei is 3 keer erger op jou liggaam as wat 'n harde baan is of enige ander baan. En natuurlik omdat sy saam met 'n span was en sy is maar nog 'n kind, is dit nou maar maatjies en goed en die professionaliteit van die strekke en goed is obvious nie so gedoen soos dit moes gedoen geword het nie. En dit is so sy maar daai besering gekry het. So ons het daartoe onttrek van die volgende toernooie waarna toe gevlieg het en ons het 4 of 5 dae wat ons gewag het om te kyk of die besering gaan herstel en
ons het gesien daar's geen verbetering, ons besluit om te maak en ons het albei van hierdie toernooie onttrek het. Wat baie sleg was, want as ons kyk het na die standaard, hulle is almal goed, almal is ewe goed, maar sy het 'n baie goeie kans gehad om baie goeie punte op te tel. En ons grootste mikpunt is om maar in die top 50 in die wêreld te kry voor die Franse Ope wat einde Mei is. So hierdie toernooie dit is baie belangrik. Was eintlik goed, maar dit is nou maar sport en dis hoe sport werk. So ons het nou maar weer 'n ander plan en ander wat se naam om dit reg te kry. Gelukkig is sy nog jonk. Ons het bitter lanklaas, ek dink nie ons het al ooit Suid-Afrikaanse meisiespeler gehad wat so hoog op die wêreldranglys is en so goed al professioneel ook doen. Sy is al 900 in die wêreld onder vrouens. Sjoe. En sy is nou 100 in die wêreld onder 18, waar sy nou nog eers 15 is. Sy is volgende Amanda Koetser. Ons hoop beter as Amanda, want sy is al 'n bietjie langer as Amanda. Gaan dalk 'n bietjie groter afslaan hê. Ja, so praat so van Amanda Koetser. So ek dink nou so 'n bietjie terug. Ruben Kreer se dogter. Yes. Speel sy ook hulle speel albei. Hulle speel albei nog Ruben ek ken hulle nou baie goed as gevolg van die tennis Zoe en Isabella Kreer. Zoe dink ek het dit lyk vir my of sy so half wil begin sê okay, ek het genoeg gehad. Ek is nou klaar, Isabella wil nog speel. Albei verskriklik baie talentvolle spelers, baie talentvol. Maar Isabella het nou 'n skouerbesering. So sy het 'n skoueroperasie, so sy is ook nou uit vir 'n hele klomp maande. En so aan goed, maar natuurlik een van Janie se beste wedstryde is hoe sy verlede jaar vir Isabella Kreer geklop het. Well done. Ja, so dit is dit was nogal ek wil sê een van my hoogtepunte in my tennisafrigting, waar sy vir Isabella geklop het in 'n internasionale vroue toernooi. Vertel ons 'n bietjie hoe lyk die fasiliteite by die pak. Jy het nou gesê van die bane en so aan. Waarna kan die kykers ook uitsien as hulle kinders bring? Okay, daar's die gym en alles en so aan. Ja, ek dink ek dink die universiteit se gronde is uniek, as jy daar instap, kry jy net 'n kalmte en 'n rustigheid oor jou en almal wil net begin hardloop en sport doen as jy daar instap. Maar ek dink vir my is dit weer die nabyigheid van die atlete, die rugby spelers, die netbalspelers, die tennisspelers, die cricketspelers, hulle is almal so saam. By mekaar, ja. Almal is saam, almal hoe kan ons sê, probeer hulle drome en hulle goed. So jy voel deel van 'n gemeenskap, van 'n sportgemeenskap wat mense op bitter ander plekke nie kry, want 'n tennisakademie kan daar op sy eie alleen staan. In hierdie daar is baie uniek, want soos ek sê, almal is saam, ek weet al die internasionale atlete wat nou natuurlik daar is, jy weet, ek meen hulle sit langs Keely Hutchins en goue medalje in die 800 meter en hulle gesels selfs met daar so hulle jare vriende is. En dis ook lekker. En dit help, dit bring af hoorie, maar sy's net normaal, sy's net 'n mens. Dis net mens, sy's net 'n gewone, jy verstaan. So dis nie so ver weg van my of ek kan dit ook doen. So ek dink dit is wat hoe kan ek sê, wat mense kan ervaar net om daar te kom rondloop. Ek meen ek dink die Potchefstromers besef die tipe atlete en tipe spelers en die tipe wat daar op daai klein areaatjie werk. Ek meen dis wêreldklas atlete en hulle geniet dit natuurlik nie, want die mense weet nie wie hulle is nie. Ja. Jy verstaan, my vrou se fisioterapeut wat natuurlik baie met al hierdie atlete werk en saam met hulle self ook reis en goed. En jy weet in die eerste verlede jaar toe sy met die wêreldkampioenskappe in Europa is, sê sy Rian, Femke Bol se foto is oral op.
En sy het net 2 weke terug saam met ons gebraai om die kampvuur. Ja. Jy verstaan wat ek Ja. wil sê. En ek dink die mense besef die tipe van weet van kwaliteit Van die hoe kan kwaliteit ek sê wat daar atleet, is en so. ja. Maar weer eens die atlete geniet dit want hulle voel hulle kan net mens wees. Hulle word nie geplan nie, hulle word nie wat se naam nie, weet so. En so aan. En natuurlik, ek dink al die fasiliteite van die universiteit, weet van die hokkievelde, weet met die Astro, die netbal, is net van die hoogste kwaliteit. Die gym fasiliteite, alles is net wêreldklas. En ek dink natuurlik die tennis is mees wêreldklas van al die fasiliteite daar. maar weet dis regtig waar ek meen ons het die wêreldhokkie aangebied verlede of 2 jaar terug. Weet en elke liewe mens wat hier kom wil net terugkom Potchefstroom toe. Maar dit is 'n lekker plek. Hulle geniet dit hierso. Hulle geniet dit verskriklik hier. Ek weet nou uit wat se naam uit is dat die Hollanders, die Nederlanders het nou vir jare kom hulle 1 keer Potchefstroom toe, 1 keer Stellenbosch toe, weet elke jaar. En ek weet van volgende jaar of kom hulle net Potchefstroom toe. Noordwes Potch. Ja, so weet nee, ek dink die universiteit en sy bestuur en Jan Versterre en al die mense weet het 'n visie wat hulle gesien het en weet met die universiteit en dit regtig tot iets baie spesiaals gemaak. Sjoe. Nou, hoe werk die skoonmaak en van die bane? Ja. Want dit moet ook 'n ja, kyk, dit is 'n kopseer wees. Jou kleibane is en dis was vir ons ook maar nie, nee. Ek meen ek het reg oor die wêreld en my kleibane ek nou probeer oor al die jare probeer leer hoe om die goed te doen en te onderhou en te wat se naam weet maar dit was absoluut totaal nie. Niemand weet niemand sê jy weet gelukkig is daar goed soos YouTube en weet die tipe van dinge en so aan maar 'n kleibaan se onderhoud is ongelooflik. Ek weet die gebruik van water. Hy moet die hele tyd klam wees. So baie mense het vir ons gesê die gaan nie kan doen nie omdat so droog is hierso by ons. Jy weet en gelukkig ons baie slim ingenieurs en hoe kan ek sê en Trompie wat dit vir ons gedoen het. Weet het regtig weet hulle huiswerk goed gedoen. En hulle het 'n drainage stelsel gaan skep wat daai bane vogtig hou en daai tipe van goed maar ons het dit reg gekry hierso. En ons bane vergelyk met van die beste kleibane in die wêreld. Maar word ook soos nat gespuit soos 'n Astro. Hy hangende van die temperatuur word hy die hele tyd nat gespuit. Hy word die hele tyd moet hy gerol word, die hele tyd moet daar nuwe klei ingegooi word. Heeltyd hoe kan ek sê weer so dis 'n daar's 4 permanente mense wat net op die kleibane werk. Nou hoe lank vat dit om so baan nou reg te kry vir 'n toernooi? Vir 'n lekker toernooi, ja. Ja, ek sal sê die ouens sal weet om die hele plek weer reg te kry laat kan ek sê weet so dag. Weet om te rol, weet nuwe klei te gooi en daai tipe van goed, jy weet. Net vir gewone oefening, hy steeds fyn vir gewone oefening. Weet sommer net hy moet net elke dag hoe kan ek sê weet sy water kry, weet elke tweede dag gerol word, bietjie klei ingevoer word. Okay, maar jy praat nou van klei, want dit is ook nie die eerste keer wat ek hoor van dat hy moet klei kry. Ja. Maar is dit nou soos waar die ouens sê net maar daar wil dit dien en uittrap en so dan moet hulle dit nou weer opvul en dan rol hulle weer opgevul en hy word weer gerol en hy word weer gelyk gemaak. So dit is genuine. Nee, dit is ek het nie gedink dit is so arbeidsintensief. Ja. En dis hoekom ek nie dink daar sal sommer nog sulke kom behalwe as dit dalk by die universiteit want die gaan dit nie kan doen nie. Dit is amper onmoontlik. Jy verstaan wat ek wil sê. Die arbeid ja. Soos die grasbane dieselfde. Die grasbane is maar soos 'n cricketblad. Cricketblad ek wou net sê. Weet hy's maar word maar dieselfde as 'n cricketbel, selfe tipe van ding, maar dis baie minder werk as die klei. Ja. So die cricketers wat dink weet cricket pitch is baie werk. Weet klei is baie meer werk as dit ja. Nou die lyne. Is dit ook 'n spesiale tipe verf of nee, dis hoe lyk dit? Dis alles ingevoer, die lyne is ingevoer. Hy lyk amper soos 'n
square tubing, halwe square tubing, weet wat in die klei Hy gaan in die klei. Hy lê onder die klei en dan kom die klei bo hom en dan vry vir hom skoon, ja. So dis letterlik hy word amper ingedruk. Hy word ingedruk, hy het 2 sulke penne wat op die kante is en dan word hy nou styf getrek met daai 2 penne en dan weet hoe kan jy sê word eers ingedruk en dan word hy nou styf getrek met daai 2 penne. En daai 2 penne is permanent. Ja. Ja, so dis permanent. Hy is permanent dan, maar hulle lig ook maar op soos almal oral. So ek is nou weer gesien. Weet hulle dit is ook baie werk. Weet want hy lig maar op veral weet hoe ons bane gebou is wat ons moes, weet al ons hierdie storms wat kom en weet in tipe van goed. Ek was al in Italië dat daar helfte, nie as 'n helfte van 'n donderstorm wat ons elke dag kry nie. En hulle hele baan het weggespoel. O, genade. So ons het van die begin af geweet, maar hoorie, dit gaan nie vir ons werk nie. Gaan nie werk nie. Ja. So ons dreinietstelsel, hoe kan ek sê, weet hoe so op 'n sekere manier gebou geword het, laat die water deur die klei af onder toe gaan. En dit veroorsaak dan dat jou lyne partykeer bietjie opkom. So as ons baie reën gekry het, baie water gekry het, kom jou lyn op en dan moet die ouens maar weer die lyn insit en so. Baie arbeidsintensief. En dan die nette wat jy gebruik, is dit ook ingevoerde nette? Dit is nie dieselfde net as wat jy kry by die klap nie. Dit is 'n vol net, met ander woorde, hy loop van paal tot paal. Ja. En hy is ook tot onder. Jy kan nie bal onder. Kan jy onderdeur? Onder soos alles sê, voer die bal onderdeur die net. Ja. Jy verstaan wat ek bedoel, weet so. So dit is 'n internasionale net, ja. Ja. Hoor ek het so 'n ander paar vragies wat ek ook nou so 'n bietjie wil vra, want hier is vir my baie interessant. Ons het dalk seker 'n paar van hierdie vragies al beantwoord. Ja, kom ons vat sommer die enetjie. Wat is jou visie en missie wat jy nog wil bereik na 30 jaar? Ja, en ek dink dis hoekom ek soos ek nou gesê het, elke dag nog met daai passie opstaan. Daai passie opstaan elke dag. Want mense sê Rian, die akademie is suksesvol, jy het al soveel bereik, maar vir my die dag wat ek besluit het ek wil 'n tennisafter geword, was my grootste ding, ek wil 'n top 10 speler in die wêreld word. Ek wil 'n Grand Slam kampioen oplewer. En ek het dit nog nie gedoen nie. En ek het dit nog nie gedoen nie. Ek het nie gedink dit gaan so moeilik wees nie. En ons gaan nie daaroor daai redes ingaan en so aan nie, want ek dink as ek op 'n ander plek in die wêreld was dit baie makliker geweest. Maar so dit is nog steeds, hoe kan ek sê, weet my droom is om, en dan se klaar, om 'n Grand Slam kampioen te hê. Weet ek dink dan sal ek klaar maak, ja. Okay, maar het jy nie al geleenthede gehad om na ander lande toe te gaan en dalk daai droom of jou droom daar te verwenslik? Onthou ek is 'n trotse Suid-Afrikaner. En dit is om Suid-Afrika op die wêreld, hoe kan ek sê, vir my ek het nou net met 'n Franse meisie gewerk oor my hele Desember vakansie van Frankryk af wat ek voorberei het vir die Australiese Ope, en sy het my gevra, Rian, wil ek nie asseblief saam met haar reis nie en so aan nie. En dit sê nie vir my dieselfde nie. Hoe kan ek sê, weet as ek wil iemand hê soos Janie wat ek van 7 jaar af afgerig het en ek wil haar deurgevat het en ek wil haar kampioen maak. Dit is my droom. Ja, okay. Ek het self geleentheid gehad met Kaya Kanepi wat top 10 in die wêreld was. Sy het vir 6 maande by my geoefen hierso. Toe sy beseer was, sy my gevra, weet sal ek belangstel om saam met haar te reis. Ek het nee gesê. En sy 2 maande na toe maak sy kwart ronde by Amerikaanse Ope. Sjoe. So daar was baie geleer, maar dit sou nie vir my nog steeds nie dieselfde gevoel nie. Weet my nasie trots en weet om te sê, luister, dis my projek wat ek begin het as 'n klein dogtertjie wat daar ingestap het of 'n klein seentjie wat daar ingestap het. En hier's wat ons gevorm het in daai tyd. Bly vir my meer die droom as wat dit is om sê, luister, ek het vir Roger Federer afgerig. Het jy al vir Roger ontmoet? Ek het hom al ontmoet, ja. Rafael Nadal ook al. Is hulle plat op die aarde mense of is hulle plat op die aarde? Almal, ek sê altyd vir die spelers, ek dink die menswees van tennisspelers is baie spesiaal. En ek praat van al jou top ouens. Daar is nie plek vir arrogansie nie. Want in tennis as jy arrogant is, gaan jy verloor.
Nick Kyrgios groot voorbeelde van. Daar meer talent as al die ander ouens saam, maar sy arrogansie pas net nie by die styl. So jy sal nie 'n top tennisspeler kry wat arrogant is nie. Hy sal sy opponent respekteer, hy sal die skare respekteer, hy sal almal rondom dit respekteer, weet tot hoe kan ons sê vlak. Anderster is dit net onmoontlik om ons sport te maak. Weet dit werk nie saam met die siege van die sport nie, jy weet, want jy moet leer van kleinstyd af in tennis. Jy gaan net 55% van die punte wen. En jy moet aanvaar dat jy 45 of 47% van die punte gaan verloor. En as jy dit nie kan hanteer nie, en jy is arrogant, want ek kan nie 47% van die punte verloor nie, gaan jy nooit 'n kampioen word nie. My ander vraagie is, toe ek nog so 'n bietjie jonger was daar 'n speler, Goran Ivanisevic. En ek het ook maar 'n bietjie tennis gekyk en so aan. Maar daai ouetjie het een van die beste en vinnigste afslaande ooit in die wêreld gehad. Nou sê vir my, is daai bal 220 km/h trek en hy slat jou op ongeluk raak, wat gaan gebeur? Jy gaan seer kry. Jy gaan seer kry, dan waar jy slaan natuurlik, nee, maar jy gaan seer kry, maar hy gaan jou nie, en dit gaan brand, maar dit gaan nie 'n cricketbal wees as jy teen die kop tref en jy die kop verstaan. Groot ding is as jy in die oog tref. Dit daar het ouens al hulle oë verloor amper soos Mark Belcher as gevolg van die hare en die stof en die wat ook al. Jy weet daar is al ernstige skade as gevolg van dit gekom, weet as daai bal jou in die oog tref en so. Maar as jy op jou lyf tref, jy gaan 'n blou kol hê, jy gaan dit gaan brand en so aan, maar dit is nie 'n cricketbal wat lewensgevaarlik is. Keer 'n plek kry. Behalwe ek weet daar is gevalle waar balle ou al in die oog getref en die ou oog verloor het en so aan, En so aan, ja. Maar hoe slaat jy 220 km/h terug? Daai is nog altyd vir my. Ja, ek dink 220 km/h is vandag, weet is amper maar vandag, hoe kan ons sê so, weet wat mense moet onthou is dat die spel het baie stadiger geword. Hulle het dit baie stadiger vir televisie. Daar's baie langer rallies, daar's baie langer. Jy verstaan wat ek sê, maar tog die ouens dien teen 230 km/h en daai tipe van goed. Die oppervlak is stadiger. So met ander woorde, al kom hy teen 230, weet sal die oppervlak om 'n bietjie stop. Jy weet dat daar soos 'n stadige cricket pitch of weet iets van daai aard, jy verstaan wat ek bedoel. Weet jy ou kan 150 km/h bal, maar ek meen tog slaan ek hom maklik want die pitch is stadig. So die oppervlaktes in tennis het hulle baie stadig gemaak. Juist vir televisie en weet hulle die sport meer aanloklik is. Meer rallies en so aan. As jy jare terug, juist in Goran Ivanisevic se tyd, was dit basies dien. En dan kom Kevin Curran teen en hy dien. En dit was veral op gras. So op gras, weet wat op Wimbledon gebeur het, dat 'n ander tipe gras begin plant, die balle klein bietjie groter gemaak en all of a sudden kan wen Andre Agassi Wimbledon. Wat nooit of Nadal Wimbledon, wat nooit sou gebeur het. Weet in die tye van Kevin Curran en so. Sou nooit gebeur het. Ja. So dit het baie ons spel ook en hoe ons afrig ook baie verander. Hoe dit vandag gebeur en so aan. So daar's maar heeltyd veranderlikes, weet wat 'n ou moet heel aanpas. Geen oppervlakte in die wêreld is ooit dieselfde nie. Jy gaan op 'n harde baan hierso en dit is wat hy van die baan af doen. Dan kom jy in Turkye en hy doen dit. Die lug is swaar, die lug is lig. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Weet al sulke tipe van goed. So dis en dan is jy as afrigter baie belangrik om daai ou se posisie op die baan te kry, weet waartoe hy moet gaan en hoe hy moet recover en al daai tipe van goed. So daar's ook 'n gameplan A, gameplan B, gameplan C. As jy daar kom en jy sien hier's 'n probleem, dan kom ons jy dit kan aanpas en jou speler moet dit kan verstaan. En hy moet dit verstaan ook, Dan soos nou met die cricket, met die DRS wat hulle so gebruik. Nou met die tegnologie wat ingekom het by die tennis. Daai wat hulle in en out. Hoe affekteer dit spelers of as afrigters? Nou wat hulle met die Wimbledon wil hulle mos daai skeierig wegvat of het hulle is almal weggevat nou. So Australiese Ope is daar nie meer linesman nie. Dis natuurlik sleg, nee, want dis die hele daai ouens het dit professioneel gedoen. Hulle was professionele linesmanne van toernooi na toernooi. So dis 'n beroep professie wat weggevat is. Wat heeltemal weggevat is. En
Ek het gehou van die linesman. Ek meen dit het weet ouens kon bietjie beklei, kon bietjie karakter in die spel inbring en so aan. Nou hoor jy is die masjien is altyd reg. Ja. Kan nie daarteen beklei nie. Kan nie beklei nie, ja. En as jy baie van die ouens kyk sê maar daai was onmoontlik dat hy kon inwees. Weet hoe reg is die masjien? Jy weet nou wat ek bedoel. Ja. Maar jy kan nie teen dit beklei en so aan nie. Maar dit het nog 'n groot effek, hoe kan ek sê, weet op ou se werk. Dit was soos wat jy sê. Presies, ja, weet al daai was hulle het oor die wêreld gereis, weet as linesman en wat jy van toernooi na toernooi. So daai ons se werk is weg. Ja. Nou met die tennis as hy nou dien op daai masjien. En hy raak net die lyn. As hy dan in. Hy's in. Soos by rugby as jy die lyn raak, dan is hy uit. Die lyn so raak dis heeltemal ja, die lyn raak sy in, ja. Ja. So die agterste kan met 1 millimeter in wees. Ja. Dit het jy al gesien op. Ja, dit was letterlik soos hy die bal is omtrent heeltemal uit en dan touch hy net daai. Ja. Ja, sy in. So my ding is altyd hoeveel Grand Slams, want partykeer gaan tennis net oor 'n punt of 2. Al speel hulle hoeveel punte, want as daar 1 of 2 belangrike punte wat die hele wedstryd is. So hoeveel ouens sou nie Grand Slam kampioene geword het of nie Grand Slam kampioene geword het as daai lynstelsel. So dis die effek wat daai daai ding in het, ja. Sure. Ja. En dan hoe het ek ou se naam vergeet. Ook so jare terug, nou wat so kwaad geword het van wat ook speel. John McEnroe. Ja. Ja. Kry mens nog sulke ouens op die baan? Ja, nee. Nee, ou kry hulle nog. Ek meen Nick Kyrgios is een van hulle gewees, weet en hulle tog 'n aura aan hulle, jy verstaan wat weet alhoewel you hate to love them. Jy verstaan wat ek wil sê, weet. En dan het jy in McEnroe se tyd Bjorn Borg wat hierdie presiese ou was soos 'n Roger Federer, jy verstaan wat ek wil sê en so aan. Jy kry al definitief. En dan raak jy ook hulle raak kwaad. Ja, nee, raak baie kwaad, ja. Nee, hulle raak baie kwaad. Nee, dit maar nou ons land se laaste, hoe kan ek sê, spelers wat nou redelik wêreldbekend was nou Amanda Coetzer en Wayne Ferreira. Ja, ek meen dit is ons laaste top 10 spelers in die wêreld. Ja. Ons laaste, hulle is maar my ouer, ek en Wayne het saam gespeel. Jy weet en Amanda is 'n paar jaar jonger. Maar dis maar ons area. En van David is maar vir Lloyd Harris gehad. Ja, jy weet wat dan quarterfinal top 30 in die wêreld geword het. So ons het niks nou mense gaan altyd vra hoekom. Ja, wat gaan aan? Ja, wat gaan aan? Ja. Julle afrigters swak is julle weet wat gaan aan en dit is uit en uit finansiëel. Finansiëel kos dit 'n speler 1,5 na 2 miljoen rand 'n jaar om sy 30 toernooie te speel. Oh my word. En ekskuus ek val in die rede. En daar's niks ondersteuning van. Daar's geen ondersteuning. Dit kom uit jou sak uit en dit kom uit daai ouers se sak uit of wat ook al, ja. Ag nee. So hoeveel mense het daai geld, jy verstaan. So dit is maar jou grootste weet hoe kan ek sê grootste rede. So met ander woorde ons kinders van 'n ouderdom van op 14 kan ons nog met die hele wêreld kompeteer, 13, 14. Maar dis wanneer daai spelers die ITF onder 18 toernooie moet begin speel en hy moet blootstelling in Europa kry en hy moet blootstelling in Amerika kry, hy moet blootstelling reg oor die wêreld kry. Waar die res van die wêreld vooruit gaan want hulle word ondersteun ja. En ons spelers sak terug want hy bly maar in sy eie klein wêreldjie en probeer hier goed word wat nooit gaan gebeur nie want hy word nie blootgestel nie. Dis baie bad. So dit is maar waarmee tennis weet ons in tennis sit ongelukkig. Hoekom het Wayne hulle dit nog gemaak? Wayne en Amanda hulle, daar was nog ondersteuning. Wayne hulle, ons het klomp ouens top 20 in die wêreld gehad, weet in my tyd en Wayne se tyd en so aan. Want ons het die weermag gehad, die weermag het hulle het nie gaan beklei nie, hulle het vir die weermag gaan tennis speel oor see en weet daai tipe van goed want dit was omtrent die enige sport wat internasionaal kon meeding. Weet en so dit was belangrik en weet hierdie ouens is ondersteun totdat hy weet 'n ranglysposisie gehad het, hy kon geld maak en sy eie kostes dek. So wat ons nodig het is iemand
wat ons kan ondersteun tot ons ons mense 'n ranglysposisie het, hoe kan ons sê, om hulle eie kostes te dek. Maar hoekom dink jy is daar geen ondersteuning van Suid-Afrika af nie? Dit is tog kry rugby, cricket, hockey kry 'n paar rand. Ja, kyk, ek dink rugby maak sy eie geld. Ja, rugby maak sy eie geld met toeskouers en met borge en met al daai tipe van goed. Cricket maak sy eie, hoe kan ek sê, eie geld. Ek dink hokkie sukkel dalk nog meer as tennis. Netbal, hoe kan ek sê, dan bietjie meer, want onthou, dis 'n spansport. Spansport, ja. So met ander woorde, dit kos jou dieselfde geld om 20 mense te vat vir, en hy's 2 weke daar, so dat een speler, daai 2 miljoen wat jy aan een speler spandeer. Dit is jy weet, so, maar ons het net een nodig. As ons 'n Roger Federer het, dan verander alles. Ja, dan verander alles. Daai 5-6 jarige is 'n droom. Hoe kan ons sê, want ek meen dan gaan ons 'n stelsel hê waar die ouens kan deurkom, jy weet so. Ek hoeveel jaar se afrigting het jy nog in jou? Ek is in die gelukkige posisie om op my ouderdom van 55 'n 6-jarige seentjie en 'n 3-jarige seentjie by die huis te hê. Okay. Nee, wat so ek gaan ten minste nog met 20 jaar afrig om hulle deur universiteit te kry. So ja, nee, as dit dalk jou vraag beantwoord. Dis nee, wat ek gaan seker dalk nog by die rolstoel, hoe kan ek sê? Nee. Solank as wat ek dit geniet en solank as wat ek elke oggend opstaan en dit is nie vir my sleg om baan toe te gaan, sal ek aanhou om dit te doen. Want dit is nie vir my 'n werk nie, dit is vir my 'n absolute, is vir my 'n droom wat ek doen. Ja. Dis 'n droom om wat ek besig is, wat ek doen elke dag, om te kan doen wat ek doen, om met mense se lewens te werk en mense se drome te werk. Ja. Is 'n absoluut, is 'n hoe kan ek sê, dit is 'n ongelooflike seëning. En ek besef dit, en hoe ouer mens word, hoe meer besef jy dit. Hoe meer besef jy dit. En laat jy mense se lewe in jou hande, en kan vorm en kan wat se naam. Solank as wat ek daai verskil nog kan maak, sal ek bly afrig. Was daar ergens in jou afgelope 30 jaar, want jy een oggend wakker geword het en gesê het, okay, ja, doen ek die regte ding. Is ek op die regte plek? Ja, baie. Ek meen baie, want 'n ou kry baie seer as afrigter. Jy werk lank met 'n speler en dan soos enige afrigter, maar vir alles mens jonk is en jy verstaan dit nog nie. Jy sit alles in 'n speler in. En daai speler besluit oor ek gaan na 'n ander afrigter toe, of ek gaan Amerika toe, of hy skei paaie met jou. Hy skei sommer net so, boef. Ja. En dit is altyd, dis elke saak, dit word nooit beter nie. Dit word nooit, maak nie saak of jy ouer is nie, as iemand vir jou sê, Rian, ek gaan nou na Nick Bollettieri in Amerika afrigting kry, dit word nooit beter. Dit is altyd dis amper altyd so dood. Want dit is 'n skeiding van iemand wat jy jare mee, hoe kan ons sê, 'n verhouding en goed gewerk het. Jy weet, so daar's baie, hoe kan ek sê, baie tye toe ek begin afrig het ek gesê ek gaan net 12 mense afrig en ek was baie gelukkig. Binne 'n jaar was 7 van die 12 top 10 in die land gewees. Sjoe. Nee, ek kan dit nie vandag reg kry nie. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry nie. Ek sê mos die Here het my maar gesê dis jou wat se naam en toe die spelers goed doen, toe het ons 'n speler Wesley Whitehouse wat junior Wimbledon wen. En hy's by 'n afrigter in Pretoria. En ek het so hard gewerk met al hierdie spelers om te kry en stap 3 van hulle in en hulle sê vir my, Rian, ons gaan nou na die afrigter toe in Pretoria. Daar het net 12 spelers. So en daar het ek amper, soos ek sê, ek het eintlik opgehou om toe sê ek geen meer en toe 3 gaan, toe gaan 2 ander. Dis mos hoe dit werk, jy verstaan. En ek het amper, hoe kan ek sê, ek het amper opgehou en toe dink ek aan wat my pa vir my gesê, jy sal nie ophou nie, maar toe het ek heeltemal opgehou met high performance tennis. Ek het net begin gewone mense afrig en wat ek al en vir 4-5 jaar dit gedoen. Groot besig gebou, 29 afrigters gehad wat my gewerk het. Sjoe, 55 franchises oor die land gehad.
Play Tennis South Africa, Kaap, ek het die oggend dan vlieg ek Kaap, toe sien ek die franchises daar, vlieg ek terug, sien ek die franchises daar. En een dag, ek sal dit nooit vergeet nie, dit was 'n Saterdagmiddag, kry ek 'n oproep van Tennis Suid-Afrika se hoof van juniors. Sy sê, Rian, jy het 'n speler in die finaal van die Super 7 daai tyd, is een van die land se top junior toernooi. Jy het môreoggend onder 12 meisie in die Super 7 finaal. Ek sê vir hom, is onmoontlik. Ek rig nie meer high performance spelers af nie. Sy sê, Rian, sy kry afrigting by jou. Ek sê, nou wat is haar naam? Nee, ek ken nie die kind nie. Ek weet nie wie dit is nie. Hy sê vir my, sy's by Rian Venter Tennis Akademie. Ek besluit toe nou maar om die Sondag deur te ry Pretoria toe. Hallo mevrou, hallo meneer, toe kry sy afrigting met een van my ander afrigters in vereniging. Ja. En ek sit daar so en ek kyk hierdie meisietjie wat basies geen afrigting het nie. Die mees ongelooflikste natuurlike talent. Nee. En sy is nog 11 jaar oud, sy is nie eens 12 nie, sy is nog 'n jaar te jonk. En sy wen daai toernooi en ek sit daar. Well done. Ek het niks te doen nie, Ja. dis sy self. Ja. Ek het haar nie eers geken nie. Ja. Maar toe voel ek nou sleg, sê hierdie kind het soveel talent, weet, kom ek doen nou maar 'n bietjie iets vir haar. Ja. En ek begin toe nou maar haar weer 'n bietjie privaat afrig. Die kind, hoe kan ek sê, en die kind word toe nou obviously, want sy het soveel talent, word toe nou ons land se eerste swart speler wat nationals wen. Sure. Weet wat nationals wen. En sy word toe daai speler, sy word 'n ongelooflike speler. Hoe kan ek sê in daai tyd? En toe wil almal na my toe kom weer. Ja. En toe begin die high performance. Toe begin hy nou weer van daar waar ek besê het, luister, ek doen nie meer high performance nie. Jy verstaan. En van reg en dit is waar die huis begin het, want toe wil die nommer 1 onder 12 seentjie na my toe kom en nommer hierdie onder 14 en almal en nou moet ek 'n huis kry waar hulle kan bly en dis hoe die akademie weer opgestaan het van my eerste droom, maar daai 12 spelers heeltemal verlore gegaan het en weer opgegaan het deur een speler. Wat jy nie eens geken het nie. Wat ek nie eens geken het nie. So dit is maar my roeping. Dit is die roeping, ja. Jy verstaan, elke dag as ek terugkyk oor hoe dinge gebeur het, jy weet so. Maar daar's nie iets waaroor jy spyt is, wat jy wens het ook ek moes dit nie gedoen het. Ek kon dit gedoen het. Ek dink daar's seker baie dinge. Ek dink partykeer hoe jy gereageer het met mense, partykeer jou emosies. Yes. Weet veral toe ou jonk was. Ja. Jy weet sal 'n ou dalk weet anderster gehanteer het. Maar verder, soos ek sê, ek het net die pad geloop wat dit gevolg het. Hoe kan ek sê en ek is nie spyt oor weet van 'n byl af Potchefstroom toe gekom het nie. Ek het so en so. Nee, ek sal nie sê ek is spyt nie. Ek dink net partykeer hoe ek dalk partykeer mense hanteer het, weet in konfliksituasies sal ek sê is partykeer dalk iets wat ek dan weer gegroei het. Maar ek dink ons almal was daar, veral weet toe jy jonger was. Nee, definitief. Rian, ons het aan die einde gekom van ons program. Baie dankie dat jy 'n bietjie kom gesels het. Ek het baie geleer, ek dink die kykers het baie geleer. Sterkte vorentoe en gaan geniet dit nog vir die volgende 30 jaar. Nee, baie dankie, baie dankie. Dankie vir wat jy vir Tennis Suid-Afrika doen en Tennis Internasionaal doen. En ek hoop een van jou spelers wen nou hierdie internasionale toernooi en kry nou jou Grand Slam kampioen. Nee, ons vat dit ons 30 jaar. Ja, vat dit nog 30 jaar. Ek gaan dit gaan definitief ek gaan nie ophou probeer. Yes. En weet soos ek sê en ek gaan dalk soos tannie Ans wees wat vir Wade. is maar 'n baie snaakse storie want weer eens my vrou het saam met Wade getravel en tannie Ans goed geken. Ja. En sy het eendag by die huis gekom sê Anita, ek dink ek gaan ook soos tannie Ans wees. Vanuit nêrens nie gaan ek hierdie wêreldster hê. Ja. So ons hoop so. Maar baie sterkte en gaan voort. Baie dankie vir die vir die uitnodiging en dit was 'n voorreg geweest. Baie dankie. Ja, dit was Driekus Viljoen en gesels bietjie met Rian Venter van Rian Venter Tennis Academy wat wêreldwyd bekend is. En ons het aan die einde gekom van ons episode 4. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Baie dankie.